Het jy al gedink, is ek goed genoeg om God se koninkryk in te gaan en deel te hê aan die ewige lewe? Ons hoor dikwels dat mense sê hulle is nie werd om God se kinders genoem te word nie, omdat hulle te veel foute het, hulle te veel sondes het, dat hulle rook, drink, vloek en selfs verkeerde dinge doen. Hulle nie mooi of goeie klere het om kerk toe aan te trek. Dikwels sal hierdie mense dan ook vir ons sê, dat hulle sodra hulle lewens reg gekry het, of God sal nader, om 'n aanbidding sal aanroep, en sal begin kerk toe gaan. Jy weet, hierdie is soos om die badwater uit te tap en dan in die bad te klim, met die hoop om skoon te kom. Ons as mense moet ons diepe afhanklikheid van God besef, en op om verskonings uit te dink, waarom ons nie in sy teenwoordigheid kan of wil kom nie. Dis juist wanneer ons tot God nader deur sy seun Jesus Christus, dat ons die krag sal ontvang om afstand te doen van die wêreldse dinge wat skeiding tussen ons en hom maak. Matteus 5 vers 3 lees, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want dan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Jy sien, jy word geroep om te kom net soos jy is, met al jou sondes, al jou foute, al jou tekortkominge. Die feit dat jy die stem van God hoor, beteken dat jy geroep het nes jy is. Die keuse is egter jou of jy hom gaan volg, deur Jesus Christus as sy eniggebore seun te aanvaar, en as jou verlosser aan te neem, en dan toe te laat dat die Heilige Gees jou lei of nie. Kom ons kyk 'n bietjie na hoe 'n paar groot Bybelfigure opgetree het, voordat God hulle gebruik het. Jakob was 'n leenaar. Moses het gehakel. Rahab was 'n prostituut. Dawid het 'n buite-egtelike verhouding gehad en was 'n moordenaar. Elia wou selfmoord pleeg. Petrus het Christus verraai. En so kan ons nog heel wat ander noem. So jy sien, jy is nie uniek nie. Ons moet egter nie die oog verloor dat die feit dat jy geroep is om te kom nes jy is, enigstens beteken dat jy moet bly soos jy is. 2 Korinte 5 vers 17 lees, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Kom in die teenwoordigheid van Christus. Kniel by sy voete en laat toe dat hy jou reinig en vergewe. Hy het immers reeds vir ons sondes betaal deur sy bloed wat gevloei het, en sy dood aan die kruis. As jy nie weet hoe om te bid nie, erken slegs dat jy sondaar is. Nooi Christus in jou lewe in en raak net stil in sy teenwoordigheid. Laat die Heilige Gees jou toe om in jou te werk en met jou te praat. Onthou, jy kan niks anders doen om jou saligheid te bewerkstellig as om in nederigheid voor die voete van Jesus te kniel, jou sondes en jou tekortkominge te bely en te glo dat jy gered is nie. Jou en my redding is onverdiend en slegs uit genade van die Vader. Efesiërs 2 vers 8 tot 9 lees, julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Neem die besluit om jou sondes en tekortkominge te bely. En laat Christus toe om deur middel van die inwerking van die Heilige Gees, deur die genade van God die Vader, 'n wesenlike verskil in jou lewe teweeg te bring.